Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 25 Februarie en ons is in die tweede week van Lydenstyd. Vandag lees ons saam Romeine 5 vers 12 tot 19 en ons gaan dit lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Here, bring my gedagtes tot rus. Help my om nou na U te kom, sonder om myself te probeer verdedig. Sonder om die donker kante in my te vermy. Eerlik, opreg voor U. Help my om vandag nie op my eie kragte staat te maak nie. Help my om te kan leef in die spanning van dood en lewe, van sonde en vergifnis. En deur U Gees werk in my die beweging in die rigting van die lig. Amen. Ons lees saam Romeine 5 vers 12 tot 19. Verder nog dit. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood, en so die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is. Maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom. Maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf. Maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg, en dit het tot veroordeling gelei. Maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg, en dit het tot vryspraak gelei. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Ek nooi jou om te sit in die kontras van hierdie teksgedeelte. Voel die kontras ook in jou lyf. Dis dalk 'n kontras wat jy ook goed ken. Paulus verwoord hier iets wat ek dink ons almal diep in ons voel. Dat iets is gebreek. Dat daar is 'n krag wat werk wat ons nie op ons eie gestop kry nie. Hy noem dit hier die dood, maar ek dink nie hy praat van
die feit dat ons almal as mense maar doodgaan nie. Ek dink dis 'n dieper dood wat binne in ons uitspeel. En hy sê dit kom van een mens, van Adam, en dit het deur die sonde in ons lewe ingekom, en is hierdie sonde wat hierdie doodsheid in ons as te ware kom kweek. Dit is nie 'n fisiese dood waarvan hy hier praat nie. Maar dis die heerskappy van 'n donkerte, 'n skaduwee wat oor alles kom val. Oor verhoudings, hoop, vreugde. Hy sê selfs oor mense wat nie eintlik in hulle gewone lewe regtig waar 'n klomp dinge verkeerd doen nie. Selfs in sulke mense, wie die lewe eintlik maar op 'n manier baie mooi en goed leef, selfs oor hulle en binne in hulle hang daar 'n skaduwee. Ons almal dra dit. Ons almal leef dit. Om mens te wees is om hier die broosheid en ook boosheid binne in ons te dra. Ek dink die uitnodiging van Paulus hier is om dit te sien, nie te ignoreer nie, en dit te bring na God toe. En dan bring hy vir ons hierdie kontras, skerp en helder. Maar met die genadegawe is dit anders. Nie net anders nie, veel meer, veel oorvloediger. Deur een mens het die skaduwee in ons lewe kom hang, maar deur Christus is daar 'n lig wat in ons skyn wat soveel groter is. Adam bring dood, Christus bring lewe. Adam bring veroordeling, Christus bring vryspraak. Adam bring die heerskappy van die dood, Christus bring die heerskappy van die lewe. En kyk hoe Paulus dit telkens groter en groter maak. Veel oorvloediger, veel meer bereik. Op die baie oortredings volg genade. En die wat die gawe ontvang, sal nie net lewe nie, hulle sal lewe en heers, floreer. Hulle lewe sal 'n impak maak. Lydenstyd nooi ons om hierdie kontras nog skerper te verwoord in ons lewe. Ons kyk na die een wat in Getsemane gesê het, nie my wil nie, maar U wil. Die een wat gehoorsaam was tot die dood toe. Die een wat die sonde en die dood wat Adam gebring het op hom geneem het. En waar neem hy dit op hom? In 'n tuin. In 'n tuin waar die eerste Adam met ongehoorsaamheid sonde in die wêreld ingebring het, en is in 'n tuin waar die tweede Adam gebid het, nie my wil nie, maar U wil. Is deur hierdie gehoorsaamheid van Christus, wat die dood sy greep op die mensdom verloor, en wat die lig deur die skaduwee begin skyn. Is in hierdie tuin wat 'n nuwe lewe in ons begin ontkiem. Hierdie kontras is nie gelykop nie. Die dood is sterk, maar die genade is soveel sterker.
Sonde het geheers, maar vergifnis heers nou oorvloediger. Adam se val was groot, maar Christus se opstanding soveel groter. Ek en jy is nie vasgevang in ons eerste storie nie. Ons word uitgenooi in die tweede. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.